Goeiemôre, good morning. Ag, weer 'n lied in die hart. So lekker om saam met julle te kan kuier en 'n heerlike program wat voorlê. Beslis. Nou ja, toe. Ons gaan later veearts toe om meer uit te vind oor die behandeling wanneer ons dierekinders met kanker gediagnoseer word. Ons kuier saam met die Protea en immer gewilde cricketspeler Rassie van der Dussen. Ons loer in by vanjaar se bekendstelling van Flip Flop Day. Vind ook uit hoe om jou somersklerekas na een vir die winter om te skakel. En Sintyn Skutte gesels oor die teaterproduksie Helen en Annie. Maar voordat ons daarby uitkom, is dit dan nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. Pieter, oor na jou. Ek soek 'n fanfare, baie dankie. Luister, het jy nou al probleme met die bure gehad dat hulle nou so 'n bietjie meer raas as wat jy nou sou hoop en anticipate dat hulle raas? Dit voel vir my jy moet daai baie mooi definieer. Want ja, weet jy, ek gaan nie sê of dit die bure is wat nou langs my bly of die bure is wat voorheen langs my gebly het nie, maar ek moes al 'n geraas hanteer het. Ja. Ek moet nogal vir jou sê nee, ek het nou vir 'n goeie 20 jaar of wat op 'n klein hoewe gebly. En dit was nou nogal gemakliker om 'n bietjie geraas te maak. Goeters nie, ouens het nie so gemou nie, want die klank het dan 'n bietjie verder getrek. Nou dat ek weer in 'n normale woonbuurt bly, dan is ek die eerste een wat ook vir die kinders, nou het ek tieners, sal sê ouens net so 'n bietjie sagter, ja. Want nou, maar hoor gou, ek het vir jou baie lekker storie. Ja, want ek wou net byvoeg en sê, ek dink jy is mos maar iemand wat met almal oor die weg kom, so ja, skaam teruggetrokke en altyd op my plek. Ja, wat van iemand wat so geraas kan maak dat die hele buurt dit op 'n stadium kan voel en hoor en ja. Wat stel jy voor? Jy slaap nou lekker rustig en word in die middel van die nag wakker geskree deur iemand wat jou met behulp van 'n luidspreker uitskel. Hi. Nie laat hulle partytjie hou nie. Ek gebruik nou hierdie luidsprekertjie en sê haar sê. Seker 'n paar kragwoordjies ook. Ek is seker daarvan. Dit was verbykans 2 jaar lank die werklikheid van inwoners in Kaohsiung. Hoe sê jy hom sê? Kaohsiung? Kaohsiung. Hoe sien jy nou? Kaohsiung. Kapkunka. O nee, dis nou is dit mos Taiwan, né? Kapkunka, wat hulle sê baie dankie. Daar leer jy my nou iets. Ja, sê gou weer daai woordjie so mooi. Inwoners in Kaohsiung. Kaohsiung. Nee, maar wag, jy moet dit sê en dan met die kamera op my wees dat ons kan lyk soos 'n oorgeklankte Ching Chong Cha film. Okay, hier gaan ons. Okay. Hierso, vir inwoners in Kaohsiung. Taiwan. 'n Vrou bekend as Shen is onlangs tot 3 maande tronkstraf gevonnis nadat sy glo die luidsprekerstelsel op haar balkon geïnstalleer het en minstens 3 keer per week haar bure laatnag met die stelsel beledig het. Volgens berigte het Shen op bure geskree met wie sy geskille gehad het, maar die geraas was so hard dat dit verskeie huishoudings in die omgewing geraak het. Sy het dit elke keer met maksimum volume gedoen, soms selfs vir 'n paar minute op 'n slag. Nadat inwoners byna 2 jaar lank probeer het om die situasie vreedsaam op te los, het die bure uiteindelik 'n gesamentlike klag by die polisie ingedien. Die saak het in die hof beland, maar Shen erken dat sy die luidspreker gebruik het, maar beweer het dat dit net af en toe was en omdat haar bure so geraas haar glo uit die slaap gehou het. Die hof het egter beslis dat haar optrede die grense van wat redelik en aanvaarbaar is oorskry het. Sy is tot 3 maande tronkstraf gevonnis, wat na 'n boete van sowat R70.000 omgeskakel kan word. Wel, nadat ek nou geluister het waaroor die storie gaan, is dit dalk meer iets soos Kaohsiung. Ja, né? Dis sal mens weet. Ja. Maar ek bedoel, ek het nog nooit van so iets gehoor nie en ek dink dit is 'n bietjie, dit is my so 'n bietjie om dit so 'n bietjie te ver te vat, né? Ja, hash, jy kan maar net 'n klip op die dak gooi en sê buurman, net so 'n bietjie sagter. Ek sal dit wel geniet om met so 'n luidspreker daar te sit of met een van daai megafone, jy weet, asof mens afkondigings maak. Ja. Verstaan? Daai kinders daar, pas op, wees versigtig. Buurman, jy weet, loop 'n bietjie meer regop, daai soort van ding. Ja, ek dink dit sou prettig Kan op jou wees. pyl goed. Ja, Sny jou takke. presies net so. Dan klink dit amper soos 'n inry van ouds. Ja, Hartlike goeienaand en baie welkom by die Veldskoon inry. Plaas asseblief die luidspreker terug op die paal. Die jong mense sal dit nie onthou nie, Nee, maar dis vir die my ouer tyd. garde sal weet. ek speel sommer net Pieter. Nou ja, is jy gereed vir nog 'n Ek storie? asseblief, ek kan nie wag nie. Suid-Afrika is natuurlik ons gunsteling by die Winter Olimpiese Spele, nê? Maar ek wil nou by jou hoor. Kyk, ons het nou al vele sportbyeenkomste gevolg en dan is daar altyd 'n gelukbringer. Is daar een wat al ooit vir jou uitgestaan het?
by die sport en so. Ek moet nogal onthou, was dit in 2010, dink ek, omdat die sokker wat hier by ons was, daai gelukbringertjie het nogal vir my uitgestaan. Ja, kan nie onthou wat was sy naam nou nie. Ek sien die gesiggie ook voor my, maar nou dat jy so vinnig op my was, dit het nogal vir my uitgestaan, man ja. Daar was 'n paar gelukbringers tydens die Olimpiese spele in Beijing destyds. Ja, ek dink daar was so 5 van hulle gewees. En ek dink as julle almal se name dan het dit gesê Beijing welcomes you, maar in 'n geval, kom ons laat dit daar. Die mees onwaarskynlike ster van die 2026 Winter Olimpiese speler is nie 'n spoedskaatser, 'n sneeubordryer of 'n skeer nie. Dit is 'n pierogi. Pierogi? Pierogi is tradisionele Oos-Europese spesifiek Poolse kluitjies wat gemaak word van ongesuurde deeg en gevul word met sout of soetvulsels soos aartappel, kaas of vrugte. Klink dit nou nie te heerlik nie. Terwyl die Poolse span trots aan die spele deelneem, is dit 'n klein pierogi plushie wat harte wêreldwyd gesteel het. Nou so 'n sagte beertjie, nê, as ek dit moet beskryf. Die oulike gelukbringer, glo met die bynaam Pieroguski of Little Pierogi, is by verskeie byeenkomste gesien waar dit Poolse atlete vanaf die paviljoen aanmoedig en selfs in die sogenaamde Kiss and Cry area verskyn. Die sagte speelding is die eerste keer in die hande van Poolse skaatsers gesien en die klein kluitjie, is so oulik gestel, die klein kluitjie, wat een van die land se gewildste tradisionele disse is, het vinnig 'n simbool van nasionale trots by die spele geword. Nou die pierogi plushie word met die hand gemaak deur 'n werkswinkel in Katowice genaamd Luft en die aanvraag het intussen die hoogte ingeskiet terwyl dit amptelik uitverkoop is. So, 'n nuwe ster wat aandag en harte wêreldwyd of reg oor die wêreld gesteel het. So wil jy nou eintlik vir my sê, as die winterspele in Indië moes plaasvind, dan sou hulle, wat is daai driehoekige koekiegoeters wat ons altyd eet met mins of aartappels? Samosa. Oulik. So as die winterspele in Indië se gewees het, dan is dit samosa, hier sê ons gelukbringertjie. Maar ek moet sê, daai is vir my baie oulik. Dis verskriklik oulik en net voordat ons aangaan, ons kollega Arnold Geerts het so pas bevestig, daai gelukbringer se naam was Zakumi. Zakumi. Tydens die wêreldsokker beker. Dankie. Nee, maar ek stem saam met jou. Ek dink dit is vir my verskriklik oulik en wanneer daar dan hierdie sogenaamde plushies ook beskikbaar is, ek dink deel almal in daai herinnering, veral kinders, jy weet, so. Seker, dis 'n oulike manier en dit is vir my baie opvallend ook hoe die ondersteuners, maar ook die atlete wat deelneem aan hierdie spele of so, dit omarm en regtig dit ook geniet en eintlik maar net om deel maak van alles en ek dink dis omdat hulle so hard gewerk het en soveel spanning moet ervaar seker maar voor dit en dis harde werk want ek meen jy moet alles gee en hierdie is seker maar net 'n lekker uitlaatklep en is eintlik so oulik. En in Suid-Afrika as ons nou 'n dis moes kies, sou dit seker iets wees soos braaivleis of bobotie of dalk net 'n braaitang as 'n gelukbringer. Ontmoet vir Choppie. 'n Braaibroodjie. En broodjie. Ja. Chopbroodjie. Maar bly jy net waar jy is. Ons gesels net hierna verder. Jy is hier by Goeiemôre, Good Morning en man, as jy nou nog nie lekker saam met ons kuier nie, dan weet ek nie. Klim terug in die bed, maar hou die televisie aan. Of bly net waar jy is. Ja, moet nog nie uitklim nie. Lê maar nog so 'n bietjie in rondrol saam met ons. Baie lekker stories op pad vir môre. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Nou ja, okay, van rondrol en stoei en wonder of jy nou nog met die regte voet uit die bed uit gaan klim vanmôre. Ons het sommer nog baie wat ons beplan vir vandag, maar vir eers gaan ons voort met ons oggendpraatjies en hierdie ene is 'n baie lekker ene. Interessante ene, Elsa, vertel. Net voordat ons daarby uitkom, wil ek sê ek bevraagteken jou oggendroetine. Maar goed, ons laat dit daar. Nee, ek wil met jou gesels oor infrastruktuur of 'n brug. Ja. Ek weet nie of jy al ooit by die Wilde brug was nie, daar in Nelson Mandela Bay. Ek dink nie ek was al daar nie. Ek weet van hom, maar nee, ek was nog nie daar nie. Nou maar goed, kom ek sê vir jou hoekom ek jou Vir 'n Wilde was ek nog nie daar nie. Vir 'n Wilde. Die historiese Wilde brug in Nelson Mandela Bay, ook bekend as die Smarty brug, beleef deesdae groot uitdagings. Die metro het jarelang probeer om swaar voertuie van die brug af weg te hou, maar vragmotors het maandag die onlangse opgestelde plastiekversperrings beskadig. Nou, die brug loop oor die Swartkopsrivier en daar is 'n beperking vir voertuie bo 5 ton en hoër as 2,5 meter. Die plastiekversperrings is met drade aan 3 losstaande pale vasgemaak, wat aan beide kante deur beton ondersteun word. Nou die doel van die 2,3 miljoen rand projek is om die brug met behulp van beter toegang, padwerk, sypaadjies en verkeersmaatreëls te beskerm, sodat swaar voertuie permanent verwyder kan word. Maar inwoners van Swartkops sê dat dit nie gaan werk nie. Die brug wat al 147 jaar oud is en min onderhoud ontvang het, word al dekades lank deur vragmotors beskadig. Sedert die werk in April verlede jaar begin het, moes werkers al 4 keer sypaadjies herstel weens die konstante impak van swaar voertuie. Die inwoners sê die bestuur van die metro is ontoereikend en die vragmotors steur hulle glad nie aan die reëls nie. Die aktivis Francis Jeffrey sê dat sy oortuig is dat die brug ineen sal stort indien niks gedoen word nie. Sy het voorgestel dat metaalversperrings op die brug geplaas word, aangesien die hout en plastiek nie teen vragmotors bestand is nie. Nog 'n inwoner het gesê dat die staalversperring wat in 2016 verwyder is, teruggeplaas moet word, aangesien dit as effektiewe afskrikmiddel gedien het. Die stad het egter gesê dat dit nie kan gebeur nie, omdat dit te veel gewig op die brug sal plaas en tot 'n ineenstorting kan lei. Volgens die woordvoerder van die metro is die huidige werk egter beplan om die brug te beskerm en veiligheid te verbeter, terwyl langtermynoplossings ook beplan word. Daar word gesê dat die brug 'n risiko sal bly totdat die volledige stelsel geïmplementeer en streng nagekom word. En ek dink dit is vir my is altyd jammer om so iets te lees, want dit is regtig 'n mooi brug, baie kleurvol, natuurlik daarom waarom dit ook bekend staan as die Smarty brug. Ja. Is 'n Smarty smart
Die brug. Net so, net so. Weet jy, en buitenoor dat hy so oud is, maar ek sit nou en dink, dit is asof daar maar net, dit is jammer om dit nou, jy weet, te sê, of nou, jy weet, 'n sticker daarop te plak en te sê, hulle is skuldig, maar dit is maar soos die taksies, wat ry en doen net soos wat hulle wil, en nou sien dit al hoe meer, dat daar al hoe meer ongelukke en goeders is, juist met ongelukkige kinders daarin, en lyk vir my trokke is ook net deesdae so, ons gaan doen wat ons wil, ons kan ry waar ons wil, maak nie saak wat nie, ek dink hulle moet verkeerspolisie daar so sit, met 'n kaartmasjienkie, en die oomblik as daai wiele rol op daai brug, dan moet hom maar uithaal, en die eienaar van daai trok, moet maar die nodige betaal doen. Ek weet nie, dis maar net, hulle is en ek dink jy raak 'n baie goeie punt aan, want ek meen, jy weet, die logistieke uitdagings in Suid-Afrika is so gereeld in die nuus, en ek kan dink dat, jy weet, wanneer vragmotors dalk nie daar kan beweeg nie, mag dit dalk so iets ook beïnvloed. Vir my is dit net jammer, want ek meen, wanneer 'n mens kyk na bakens oor die algemeen, jy weet, ek dink hierdie brug kan nogal beskou word as 'n baken in daai spesifieke gebied, maar ek dink daar moet dalk 'n bietjie meer gedoen word, of hulle moet probeer om 'n bietjie meer te doen om hierdie bakens te beskerm en in stand te hou. Ja, veral so iets wat regtig ter nagedagtenis kan oor die volgende 100 jaar, dink ek, wat so stories kan hy vertel. En dit is my jammer, ek het begin dink ook in Suid-Afrika is ons ongelukkig baie meer afbreekend teenoor die geskiedenis wat was, as jy kyk in Europa en ander lande, hoe hulle dit behou, en dit is absoluut deel van die geskiedenis, maar hulle ook opgewonde is oor die nuwe wat toegevoeg is. So bou 'n nuwe brug, hou die enetjie vir ons, bou 'n nuwe een en kom maar oor. Jy is op jou stukke vanoggend, ek moet sê. Ek weet of baie of min slaap is nie, maar nou ja. Kyk, ek het ook baie respek vir vragmotorbestuurders, want ek weet, baie van hulle, jy weet, ry of is dwars deur die nag op die pad. Ja, dis harde werk. Maar ek dink ook, wanneer 'n mens kyk na hoe sommige van hierdie vragmotorbestuurders bestuur, jy weet, jy het nou gevra in na aanleiding van of hulle steur aan iets soos verkeersmaatreëls en dis meer. Ek dink baie keer is dit eenvoudig, ek het al baie keer gesien dat 'n vragmotor net eenvoudig van bane ook verwissel, jy weet, so 'n mens kan dit, ek dink net al daai soort van dinge is dan swaalf onder die loop. Maar wat die brug betref, ek wonder net waar gaan dit eindig? Jy weet, want hulle het nou gesê die metaalversperrings is te swaar. Maar hulle wat is dan die oplossing? Hulle het die versperrings opgesit wat die houtversperrings was nie. Ouens skuif dit net eenvoudig uit. Of beskadig dit. Ja. Ek weet nie, dalk is ons maar net, ons word ook ons maar so van, wel, as die ander ou dit kan doen, dan gaan ek dit ook doen. So die ene het hom geskuif, die volgende ou gaan sê, wel, dit was nie ek wat hom geskuif het nie, maar as hy daaroor gery, wat gaan hulle doen as hulle oor die brug ry en hy stort regtig in een? Ek het nou die dag 'n sosiale media video gesien van 'n ou wat juis ook gepraat het, en ek weet nie watter land dit was nie, videoetjie geneem het, gesê hierdie brug gaan in een stort, en weliswaar soos wat hy gesels het, toe kom maar 'n kar nie. Brug het net gegaan met die voertuig. Dis baie jammer. Ja. So voordat so ietsie gebeur, asseblief, doen jouself 'n guns, hou by die reëls, en vir die ouens by die metros en so, sterkte, julle het baie uitdagings. Maar ja, dress your team for success with Image Makers, quality corporate clothing and staff uniforms made for all day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe, because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Nou ja, dis wat ons so lekker laat glimlag. Jy lyk pragtig vanmôre, hoor. Baie dankie jy ook, hoor. Bly geskakel, ons kuier net hierna weer verder. Baie sport en sports. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Die Childhood Cancer Foundation Suid-Afrika, oftewel CHOC se nasionale Flip-Flop Day, het in 2020 ontstaan. Suid-Afrikaners word jaarliks aangemoedig om 'n plakker te koop en hulle flip-flops op die 20ste Februarie te dra. Dit alles ten bate van kinders met kanker. Goeiemôre, good morning het by vanjaar se bekendstelling by die Four Seasons Hotel in Johannesburg in aanloop tot môre ingeloer om meer uit te vind. As jy na die woord CHOC kyk, C staan vir children, H staan vir hematology, wat ons kyk na kinders met lewensbedreigende bloedsiektes, O staan vir oncology, wat onkologie is en dis kanker, en dan die ander C is die center. So wanneer sy ons founder saam met haar kind in die hospitaal gesit het, was dit in die Children's Hematology Oncology Center, en dit was in 1979. Waar ouers besef het, hierdie pad van kanker kan hulle nie alleen stap nie. Finansieel, as ook emosioneel, dat hulle ondersteuning nodig het. En CHOC het begin in daai jare as 'n ouer ondersteuningsgroep. In Suid-Afrika word daar 1000 tot 1050 kinders per jaar gediagnoseer met kanker, en ons sê vir hierdie families dat jou kind, jouself, ma, pa, ouma, oupa, jou skoolcommunity gaan nie hierdie pad alleen stap nie. Die fondse wat ingesamel word vir CHOC se nasionale inisiatiewe aangewend, soos verblyf naby hospitale, vervoer na behandeling, emosionele ondersteuning en opvoeding tydens behandeling. Flip-Flop Day is a unique concept, a concept which is mirrored with a very serious concept, but a very fun attribute that no matter who you are, where you are, what size flip-flop you actually wear, you can participate. Flip-Flop Day really started by people saying, well, how can everyone work together? How can everyone take part in something that has small amounts to make such a huge impact? And if you're having a look at it, most people may have flip-flops in their cupboard. So we're saying, wear your flip-flops, wear your Ipanemias, wear whatever is comfortable between your toes. When a child goes through childhood cancer, there are so many people surrounding their child to create a village of love and hope. Centrally, obviously, the doctors, the nurses, the social workers, the oncology team as a whole, and the hospital and our government. But there's so many more people that are there to walk side by side. As CHOC, it is really our privilege to augment those people. Listen, Flip-Flop Day, I know, incredible. How else can we raise awareness? Well, how about we create a Flip-Flop Day official song? Get ready to sing this in the shower, get ready to sing this in the car, get ready to sing this as you buy your 10 Rand sticker, and please help me welcome onto stage Keith Juluka. Thank you very much.
Hallo, hoe gaan dit? And my name is Keith Chuluga. I don't know if julle kan onthou. Ek was ook on this wonderful show of Goeiemorgen, Good Morning. Being here, I had the privilege of writing a song that is going to go out to the world, and it's coming out soon that you guys can enjoy, to celebrate, to get excited and anticipate Flip Flop Day. So thank you allemaal and geniet het. Listen. What? Louder. Yes. What? Beautiful. Flip Flop Day. Thank you, ladies and gentlemen. I'm Keith Chuluga. Ons het ook met 'n paar mense wat die geleentheid bygewoon het gesels. The reason that I actually support CHOC is I was personally affected by childhood cancer when my 8-month-old little boy was diagnosed in 2018 with an aggressive form of leukemia. And unfortunately, he didn't get through his treatment. He died 6 weeks later. But the love and support and community that I found through people and the social workers that work at CHOC was so inspiring, and they've continued to support me. I'm closely affected by cancer because my grandfather and my father as well, right now, cancer victims. So my message would just be that I think with this initiative, what we should take is that sometimes you're not the only person that's not affected. You can have somebody that's not in your life, but then it can happen to either you or somebody that's very close to you. So it's important for us to support these initiatives and go out and just be aware of what's happening. Ek voel ons almal het iemand wat ons wil help in die lewe, en ons voel partykeer ons kan nie, ons weet nie waar om te begin of hoe om te help en uitreik nie. Flip Flop vat daai verantwoordelikheid van jou af en help jou om iemand by te staan en te kan help in die moeilike tyd. Sou dit kanker wees, iemand wat nie behuising het nie. Dink aan enige manier om die publiek te kan help. Dit is dit. Hierdie veldtog word as 'n eenvoudige vriendskaplike daad beskryf om die pad saam met die families wat geraak word aan te durf, 'n bydrae te lewer en 'n verskil te maak. So maak seker jy gaan koop jou plakker en dra jou flip-flops môre. Dink net, 'n dag op kantoor kan nie meer gemaklik wees as dit nie. Flip-flop day, kyk net daar, flip-flop day, the summer is magic, flip-flop day. Ek moet nou my voetjies mooi inkry daar. Wat 'n lekker inisiatief. Ja, ek hou baie daarvan. Ek dink altyd wanneer dit kom by liefdadigheid, ek ondersteun graag so 'n saak. Ek het die afgelope tyd was ek permanent in my flip-flops gewees daar in die Kaap. So nee, ek dink dis is 'n goeie ding om te doen so. Nou moet ons net ons plakkers kry. As ek moet vir jou sê nee, ek is so lief vir my flip-flops. Baie mense hou ons nie van die plakkie die toon en goeders nie. Maar as ek my voet moet uittrek, kyk daar, ek het 'n permanente plakkie tan. Sien jy daarso? Ek sien wat jy plakkie tan ek het. Kyk net daar. Ja, dit lyk asof jy op pad is strand toe. Van Mare tot Kioswang. Wat is die plekkie se naam nou weer gewees? Kioswang. Nee, jy sit my nou, kyk my weer hierso. Ja. Dis 'n tipiese Kaohsiung. Ja, dis hy. So wanneer is dit nou? Is dit nou vandag flip-flop dag? Môre. So hierdie was in aanloop tot môre. So maak seker jy gaan besoek choc.org.za om jou plakker te kry en onthou om môre jou plakkies aan te trek, né? Sommer vandag al. Vandag al, maar môre ook. Ja. Maak seker. En soos ek vir jou sê, trek mag ons maar môre. Ek bedoel, kyk die hemp. Dit lyk regtig asof jy op pad is strand toe. Daar sê, moet ek gaan. Nou maar ja, daar sê weer eens. Hierdie is my gunsteling oomblik van elke oggend. Kyk net hoe lekker is hy. Gesond, vars en gerus en reg vir vandag. Daar sê, hier gaan ons. Goeiemôre, good morning. Daar sê, baie lekker saam met julle. Net nie na sport. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za.
Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, ek is Arnold Gertz. Van groot honderdtalle tot wenlopies, Rassie van der Dussen het homself as een van die Proteas se mees betroubare spelers gevestig en hy kuier vanoggend hier by ons in die ateljee. Rassie, groot eer om jou saam met ons te hê. Baie dankie vir jou tyd. Ja, dankie Anna, dankie. Lekker om jou hier te hê. Eerstens moet ek jou die outeervraagie vra wat ek dink almal sal wil weet. Dit kan nie lekker wees om by die huis te sit en te kyk hoe die manne daar oorkant woeker nie. Hoe voel dit vir jou by die huis? Ja, natuurlik. As jy aktief speel, jy's altyd in die mix soos wat hulle sê. En daar's net 15 ouens wat kan gaan. En dis maar die realiteit daarvan. Ek was al by 'n paar wêreldbekers, so ek weet ook daarom hoe die ander kant lyk. Maar ek moet sê die ouens wat daar is, hulle lyk goed. Die vorm van die kolwers lyk regtig goed. So nee, 100% ondersteunend daai kant toe natuurlik. Jy noem dit die ouens lyk goed. Vir die eerste keer dink ek in 'n baie lang tyd is daar werklike diepte in die Protea span. Hoe lyk dit vir jou? Ja, definitief. Ons het 2 beserings gehad, 2 ouens ingekom met Rickelton en Stubbs, is 2 van ons beter kolwers. Nou, so dit is regtig die geval, daar's spin bowling, seamers, batters, alles, daar is net regtig diepte en mens voel enige 11 kan op die veld gaan en effektief wees. So ek dink dis 'n baie goeie plek vir die span om in te wees. Ons het verlede week vir Jacques Vol hier gehad en hy het nou gesê hy sal nie 'n bowler wil wees by 'n wêreldbeker by die T20s nie. Dit moet baie moeilik wees. Die grenstoue is in, die velde is kleiner, kolwe is groter en kolwers is beter as ooit. Ja, so sê hulle. Kyk, ek kan nie regtig praat van dit nie, maar nee, kyk, die standaard van die gehalte van die toernooi is vir my ongelooflik geweest om te sien, sover selfs van die kleiner spanne, Italië wat eerste wêreldbeker speel en hulle eerste wen kry en Zimbabwe wat vir Australië wen. Daai tipe goed, so as 'n kyker, sover dink ek is dit al klaar een van die beter wêreldbekers in die laaste paar jaar. Jy noem Australië, dit was natuurlik 'n groot skok en hulle is terug huis toe. Ja, en kyk hoe glimlag ons. Jy het dit gesê, ek het dit nie gesê. T20 kyk dit enigiets kan gebeur. Ja. En ek dink dit het net weer bewys dat dis hoekom dit goed is dat daar 20 spanne in hierdie wêreldbeker is, nie soos die 50 beers wêreldbeker waar daar net 10 is nie, want dit gee die kleiner ouens kans om hulle self te meet op 'n vlak, waar is hulle en soos ek sê, Ierland, Nederland, Italië, daai tipe lande kom deur. Die sogenaamde associate teams, soos jy noem, daar's mense wat sê hulle hoort nie daar te wees nie, maar as jy kyk na hoe hulle tot dusver in hierdie wêreldbeker gespeel het en dit moeilik gemaak het vir groter name, dan is dit juis hoekom hulle daar hoort te wees. 100%. Selfs Namibië, ek dink hulle eerste wedstryd teen Pakistan amper gewen en soos ek genoem met Zimbabwe. Nee, so kyk, ek ken baie van daai ouens, dis nie regtig altyd noodwendig die ouens van daai lande wat speel nie, daar's maar met paspoorte en kwalifikasies is daar kort baie. Ouens is John Smith wat vir Italië speel, jare, al sy kriket in Suid-Afrika speel, ek ken hom baie goed. Maar sy vrou het een of ander Italiaanse konneksie en dit maak die wêreld net kleiner. En is geleenthede
in sport is maar al wat jy wil hê as 'n speler. Wel, die nice ding is mense dink aan 'n van Skalkwyk as ons en selfs al speel hy vir Amerika. 100% en ek dink hy's nog steeds bo op die paalkie. Presies. So ja, dit was hy, Lungi, daar was 'n paar Suid-Afrikaners met verskillende vlae in die top 5, so dit was interessant. Iets wat by my opkom en dit het gebeur toe die Wes-Indiërs hier was wat ek dit weer eens gesien het. Julle speel so gereeld saam in die sogenaamde franchises reg oor die hele wêreld. Daai ek gaan dit in Engels sê, daai edge wat daar altyd was waar ouens mekaar lelike dinge toes nou op die veld en dis meer. Tot 'n groot mate toe lyk dit vir my of dit weg is. Die ouens chirp mekaar nog steeds, dit is so. Maar dis daai nastiness is weg. Is dit so? Dit is tot 'n mate so val in T20 cricket, want jy soos jy reg sê jy speel saam en teen van hierdie ouens in ligas die hele jaar lank eintlik. So jy weet presies wat 'n ou gaan doen. Jy weet waarna hulle kyk vir jou. Kyk, dis nog daan toets cricket. Want daarso elke persentasie wat jy daar kan wen, moet jy probeer wen, maar dit is grootliks so en dit word dadelik maar net 'n skill ding dan. Daar's nie regtig 'n woordjie hier en daar nie. Ja, nou en dan, maar soos ek sê, jy ken die ouens so goed en jy speel so lank saam met hulle, dat dit amper ander kant toe gaan, dat jy weet hierdie ou ken jou, jy weet hy, so gaan hy nou doen wat hy normaalweg teen jou doen, of gaan hy weer iets anders doen, so daar's 'n interessante dinamiek daar. Ek wil jou juist daaroor vra, so met ander woorde, as jy wil beter word, dan moet jy iets anders doen as wat jy altyd gedoen het, nie waar nie? Dis amper so, want jy analiseer natuurlik, ek wat 'n kolwer is, analiseer die bowlers teen wie jy opkom en hulle planne teenoor my, en hoe ek dit gaan teenwerk, maar daai ou doen ook dieselfde en hy weet die laaste keer het hy dit gedoen, so nou verwag jy dit, so dit raak 'n bietjie 'n cat and mouse. So 'n bietjie skaal. Ja, is lieflik. Voordat ons klaar maak oor jou loopbaan te praat en wat volgende vir jou is, hoe voel jy oor ons kanse? En ek luister gister na die kommentators en almal sê India is the favourite. Hoe voel jy daaroor op hierdie stadium? Ja, kyk, India is altyd moeilik. Hulle span lyk verskriklik goed. In hulle eie kondisies is hulle maar net, ja, hulle is die beste in die wêreld nou. Ons span aan die ander kant, ek dink regtig ons het 'n baie goeie kans. Soos Rickleton wat ingekom het, Stubbs, Coney, golf goed. Ek dink Aiden wat die kolwerk oopmaak, dis sy beste posisie. Ja. Hy het verlang 3 en 4 gekolf. En die bowlers lyk goed. So T20 cricket, soos ek gesê het, enigiets kan gebeur, maar die ander kant daarvan is ook, ons kan net so wel wen. So ek dink regtig ons het 'n goeie kans. Ek dink dit gaan ons in India in die finaal wees en as ons op die dag kan reg wees, dan ons 'n kans. Hang dit van die lood af. Die finaals in Ahmedabad en ongelukkig daar hang dit baie van die lood af, want ons baie dou. Dit raak baie moeilik om tweede te bal daarso, want die bal raak glibberig en hy kom goed op die golf. So ongelukkig ja, dit doen, maar as ons die lood kan wen, alles daaroor, né? Ja, presies. Rassie, laastens, die SA Betway 20 was net iets absoluut ongelooflik. Hoe het jy dit ondervind in Kaapstad deesdae 'n tweede huis? Ja, dit is amper 'n tweede huis. Wat ons nog 4 jaar en soos jy sê, dit is 'n ongelooflike toernooi. Jy het nou gepraat van diepte en spelers en ek dink dis nou jaar 4 van dit. En nou sien mense die ouens wat deurkom, die jong ouens wat op daai vlak, dis amper soos 'n IPL. Kyk, ek dink is die sterkste liga in die wêreld. Die IPL is natuurlik sterk, maar ons is net 6 spanne. Die IPL is 10 spanne. So jy het heeltemal 'n krag teen krag tipe ding en ja, soos ek sê, dit is net 'n ongelooflike ding in Suid-Afrikaanse cricket, die talent wat deurkom en ek dink ons sien dit nou op nasionale vlak ook. Kortliks, wat is volgende vir jou? Daar's 'n paar ligas wat opkom. Ek sou 37, so hopelik nog so 'n jaar of 2, nie te lank meer oor nie, maar my lyf voel nog goed. Ek's nou 'n bietjie 'n paar weke by die huis wat lekker is. Kleintjie op pad, Junie. Wel gedaan. Ja, so val dit rustig vir nou en kyk wat die winter bring. Uitstekend, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Dis dan al wat ons vanoggend voor tyd het saam met Rassie van der Dussen, maar die feit van die saak is bly net waar jy is, want net daar gaan ons veearts toe. Auf! As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan.
wie sal jy boer? Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ek kuier vanoggend weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en ons gesels vandag oor kanker met die medisyne spesialis Dr. Paul Miller. Dr. Paul, thank you so much for having us again. Thanks for being here. Now, you are one of the leading experts in small animal oncology. I want to find out, is cancer the same in our beloved pets as it is in humans, and is it a treatable disease? The cells that you and I are made up of, they're the same in dogs and cats. As we sit here on the sofa, you and I are around 30 trillion cells. And because of that, you get these hundreds of different types of cancers. And in fact, as we split them down, they're turning into thousands of different types of cancers. So things look the same between species, and that's because we're made up of the same cell types. And then the second part of your question is it treatable? It very much depends upon the cancer, but yes, there's usually some form of treatment or palliative care available. And what types of cancer commonly affect our pets? Very similar to those found in humans. So you see things like lymphoma, that's one of the more common cancers. That's of a white blood cell called the lymphocyte. But there's numbers of others. I mean, you get the same sorts of things that you find in us: skin cancers and gut cancers and bone cancers and breast tumors and so on. So these are very common problems in dogs and cats. What should our viewers do when they suspect that their pets may have cancer? And would you recommend referral to a specialist? Closely look at what your pet is doing and what signs are developing. For example, if you suspect that you've seen a mass developing, we're going to want to know how long you've seen it for, how it first appeared,
to give us some idea of the progression over time. And then the second thing is don't always be fearful that it's cancer. Not all masses are cancer related, and not all illnesses in older pets are cancer related. So you're going to need veterinary advice. In human medicine, there's a very clear distinction between going to see your GP and then seeking further advice. In veterinary medicine, you kind of have to make that decision yourself. If you have the funds and the interest, or if you suspect that something's wrong and you need further assistance, then reach out and see one of the specialists. It's actually what would happen in you and I, and it's for good reason. It's a complex subject area, and there are many, many problems that are not always cancers. And so, to be fair, at the specialist end of the spectrum, I see a very wide variety of problems. I've seen pets that have been on cancer treatments for a long time, and they don't have cancer. And at the same time, we see cases where there are guesses at the nature of the problem, and then it's a long diagnostic process, and it's potentially overly long and overly awkward, and sometimes things get done improperly. And when it comes to surgery and other therapies for cancer, how do you decide which way to go? Not always straightforward, but we have very strong guidelines that have been built up for decades now across human medicine and veterinary medicine. And it's very much dependent upon the cell type and where is affected. And alongside that, because very often this is a problem in older patients, are what we call comorbidities. So if we see that you've got another problem, maybe you've got a heart issue, or maybe there's a suspicion of kidney problems, then that also has to be strongly factored in to the whole equation as to what type of treatments are applicable to you. But there's very strong international guideline advice on how we should move forward with different types of cancers. In fact, I'd be cautious with surgery in some cases. It's best to get the best advice you can before you do something irreversible. Would you recommend euthanasia in severe cases, and how does our viewers go about when making this very difficult decision? Your sympathy has to always be with what is the quality of life that's being experienced by the pet at that time, and is there any hope that it can get better? Can we ameliorate pain, discomfort, etc.? At some point, and it's always at some point that's different between a husband and a wife, or the parents and the children, but there's a line in the sand where eventually we cross. It may not be a perfect line in the sand between the professional involved and the owner or family decision around it. And that's because things are often fast moving in illness. But at some point, you will often be faced with a decision. And I suggest that that's made sensibly around when you've got good advice, and then at a point where everyone's really in agreement, there's no point continuing. Don't push it too far. It's then about palliative care, end of life care. Dr. Paul, thank you so much for sharing your insight today. Thanks very much for coming again. It's a pleasure having you here as always. Nou ja toe, besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting. Ai man, ons gunsteling styl guru is terug. Lorraine Olivier van Staal & Make-up Effect leer ons hoe om jou somersklerekas na een vir die winter om te skakel. Ek is so bly jy is hier, Lorraine. Welkom terug. Dankie, Elsa. Hoekom is dit so belangrik om somersklere na winteruitrustings te verander en nie noodwendig iets nuut te gaan koop nie? Wel, in eerste plek, jy spaar baie plek. Nie almal het baie groot kaste nie. Ek het nooit 'n groot genoeg kas nie. Ek het gedog jy gaan begin deur vir my te sê jy spaar geld. Maar jy spaar geld ook. So ja, ek dink dis maar meer die plek, want soos ek sê, nie almal het so groot walk-in closets nie. So deur jou klere bietjie meer te herwin, spaar jy daai spasie. En wat is die grootste fout wat mense maak wanneer seisoene verander? Ek sal sê, baie mense pak hulle seisoenklere weg. So ja, bære jou jasse in die somer, maar daar's so baie somers items wat jy in die winter ook kan dra. So moenie jou klerekaste wegpak vir 'n seisoen nie. Herwin net jou klere, herwin sekere items en bou om daai items. Ek dink dis 'n baie interessante perspektief, want ek is een van die mense wat daai fout maak. Maar hoe doen 'n mens dan lae vir wintersuitrustings? Wel, Elsa, in Suid-Afrika, ons winters is nie so koud dat dit die hele dag sneeu en dat ons die hele dag 'n jas hoef te dra nie. Oggende is gewoonlik koud,
So dan deur jou laar te gebruik, skep jy daai illusie van leksheid ook om jou en jy kan met jou teksture speel, maar ook dit help jou om deur die dag bietjie van jou laar af te haal as dit begin warm word. Jy het nou verwys na teksture, maar hoe kan 'n mens so iets meng? Wel, ek het nou juist hier so uitrusting aan mekaar gesit. So die fluweel was ook in die somer ook trendy. So ek het sommer 'n fluweel rompie. So hierdie sal dan my statement item wees. Ja. Maar dan kan jy hom lekker speel mee met verskillende teksture. So ek het nou hier so juist laag bymekaar gesit. So jy kan jou kort baadjie sê net maar aantrek met 'n serp en dan jou jas bo-oor aantrek, maar jy kan byvoorbeeld ook daar gaan die pop se hoed. Jy kan ook met lekker fluweel en furry en goedjies ook speel met jou teksture en dan gee dit dadelik jou uitrusting weer 'n bietjie 'n ander gevoel. Maar iets soos klere is nog steeds baie belangrik, né? Nee? Klere moet darm by mekaar pas. Klere moet by mekaar pas. Ja. En soos ek sê, hierdie is nou my statement item. Moenie te bont gaan nie. As jy 'n statement item wat bont is kies, gaan dan met jou effe klere by, maar as jy 'n statement kleur by item byvoorbeeld hierdie was, gaan dan meer met basiese klere wat daarbey gaan pas. En ek dink 'n mens kan ook baie meer met effe klere doen, né? Want dit staan nie so verskriklik uit nie. Ja, en dan soos ek het nou byvoorbeeld 'n leopard print bootsie vir hierby aan. Ja. So sy kan dan of 'n boot wat 'n statement item is, kan sy ook by 'n plain outfit dra. Ja, want ek wou nou juist weer gevra het hoe verander iets so stewels of boots 'n uitrusting? 'n Boot maak dadelik jou uitrusting 'n winters item. So jy kan so baie speel met jou boots as jy net verskillende boots en verskillende lengtes, maar daar is dit ook nou weer belangrik om jou liggaamsvorm in ag te neem. So as jy byvoorbeeld kort bene het, moet jou boots ook 'n sekere lengte wees. So as jy lang bene het, kan jy weer wegkom met jou medium boots. So dis belangrik om te weet wat is jou liggaamstipe en wat is jou flaws of jou assets. Nou moet ons ook uitkom by iets soos bykomstighede. Jy weet, want dit verskil ook sekerlik wanneer 'n mens kyk na die verskillende seisoene. So wat sal jy uitlig? Definitief. Iets is 'n hoed sal ek definitief gebruik dan vir bykomstighede. Ja. Dus ek hou daarvan om in die winter te speel met hoede. En dan natuurlik serpe. Jy kan serpe bysit om 'n item dadelik meer lyks te maak. En jy kan ook speel met jou klere van jou serpe. So as jy byvoorbeeld in 'n uniform moet wees elke dag en jy moet swart dra, speel dan met jou serpe en bring kleur daarbey in. En dan natuurlik ook belde. Meeste van jou jasse, as jy jou body shape wil afshow, gebruik dan belde van 'n jas om weer 'n bietjie daai leksheid en daai gevoel net van elegansie in te bring. En ons weet nou al teen die tyd dat jy baie lief is vir belde hier by Goeiemôre Good Morning ook. Jy het seker my lyfies, ek moet dit afwys. Goed. Baie dankie Lorraine. Ons is so lief vir jou. Wat is die een item wat jy nodig het om so 'n transformasie te kan doen? Ek dink almal met 'n jas in hulle kas hê vir die winter. Ja. Maar as jy jou begroting dit toelaat, speel met 'n verskillende kleure van jasse. 'n Swart jas is altyd 'n wenner of selfs ietsie soos daai wat 'n beige is wat jy eintlik by enige kleure kan aantrek en dan by enige kleure. So deur 'n jas net bo oor jou te gooi, skep dit ook dadelik daai stylvolle gevoel en daai elegansie. Ek is altyd nuuskierig om te hoor, jy weet, watter kleur trendy gaan wees in die komende winter of so iets. Is daar al 'n kleur wat in hierdie stadium uitstaan? Jou neutrale kleure is definitief in vir hierdie winter. So en met jou neutrale kleure kan jy ook dan jou trends volg, maar jy kan ook stylvol bly. Goed, en dan net laastens, as jy een goue reël met ons kykers kan deel om 'n uitrusting te transformeer in 'n paar sekondes, wat sou dit wees? Speel met tekstuur en moenie bang wees nie. Nou maar daar het jy dit. Ons is dan nou nie bang nie. Baie dankie Lorraine, dis altyd lekker om met jou te gesels. Dankie Elsa. Goed, so bly ingeskakel want ons gaan binnekort verder kuier. Jy is intussen ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en onthou indien jy enige van hierdie gesprekke misgeloop het of dalk net te laat ingeskakel het, is jy baie welkom om 'n draai te gaan maak op die Goeiemôre Good Morning YouTube kanaal. Ons is nou weer terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het.
van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Ja, ek wil daarom net sê, ons praat gans al te gou oor die winter, die bietjie koeligheid wat die somer vir ons bring, is helaas lekker, maar nog nie winter nie. Terwyl ons ook nou besig is met die somer wat vinnig verbyvlieg, en dis ook ek dit wil hê, want dis hoekom flip-flop dag ook so lekker is. So kom ons maak seker ons waardeer die laaste goue dae, die son en natuurlik die blomme. Ek gesels nou met die bloemis Beatrice Archer oor watter blomme en watter seisoen is, wat is die mooiste en die kleure en allerlei lekker dinge. Beatrice, goeiemôre. Kyk net hoe staan 'n skitter, jy soos 'n ou blommetjie vanmôre. Dankie. Luister, voordat ons met hierdie blomme gaan begin en ek jou gaan wys hoe om die regte rangskikking te doen. Wink wink grappie. Vertel net gou vir my watter blomme is tans in seisoen. Pieter, ons het heerlike gerbras, pragtige lelies, lysimagia, ons het lysianthus wat pragtig is en dan natuurlik ons rose. Ons tuin is volop met rose en krisante, angeliere. Swartlelies, dit is nou almal somerblomme. Ons het die dahlias wat in die tuine is. Ons het 'n bietjie zinnias, die raak op regop soos ons hulle ken, en dan 'n paar ander seisoenblomme, soos jou delphinium is daar nog 'n bietjie in seisoen. Is hierdie blomme ook regtig net seisoonaal of kan jy ook later in die jaar en dan moet jy nou maar besluit jy wil eerder by die spesifieke seisoense blomme bly? Jy het jou krisante, angeliere, rose, gerbras, lelies is deur die jaar. Ja. Dan het ons in winter het ons proteas, ons speldekussings wat inkom, wat lieflik is om daarmee te werk. Dan sien ons uit hier van Mei, want dit word koeler, begin ons met tulpe. Dan sien ons uit ons freesias, ons renonkels en ons gaan ook na anemone toe.
Nou ek wil terwyl ons blomme gesels met jy my help want ek wil ook met 'n rangskikking uitstal want môre les gaan lyk soos daai, pragtig en mooi. Ja, hierdie is jou inspirasie. Ons sal eers begin met jou loof. Dit gee vir jou 'n lekker fondasie om mee te werk. Ek sien jy het vir my 'n groter een gegee en 'n kleiner. Ek dink die kleiner een gemakliker en vinniger werk vandag. Dit is al vir iemand wat so lank in die bedryf is soos jy. En soos jy, ek meen jy doen dit immers al wat by die 30 of 40 jaar. Hoe lank doen jy nou? Amper 40 jaar. Wow, dit wil gedoen wees. So sien net gou-gou vir my terwyl ons nou hier so is, jy gaan daar so lank aan. Wat gooi jy nou hier in die water? Hierdie is jou blommekos. Dit laat jou blomme langer hou. Wanneer ons blomme van die mark af inkom, kondisioneer ons blomme. Dit gaan in blomvoedsel in, wat 'n spesiale mengsel is. Ons verkies dat dit so 2 ure staan voor ons daarmee werk. Hierdie is vir jou by die huis, as jy nou blomme by die winkel gaan koop het, gooi jy hierdie in. Daar sê dis nou die moetie. Dis die moetie. Jy kan ook 'n bietjie ingooi. En dan moet ek net vra want ek weet kyk Valentynsdag is maklik. Jy gee vir die ou mooi rooi bosse blomme of die rose en goeders, maar as ek nou kom en ek sê luister, ek het nou 'n spesifieke geleentheid of dit nou is om simpatie met iemand te deel of jy wil gelukwensing doen. Hoe besluit jy op die kleur en watter blomme jy dan gaan gebruik? Ons vra die kliënt meer inligting. Ons vra uit wat is die voorkeur van die persoon wat die blomme gaan kry. Simpatie is gewoonlik wit, sagte pastelle. Maar as iemand baie blomme kry, wil jy nie heeldag 'n huis vol wit blomme hê nie. So ons moet ook die kliënt lei daarmee. Ons vra wat is hulle gunsteling blom? En dit werk baie maklik. So wat gaan ons nou vandag tackle? Het jy 'n gedagte en het ek 'n gedagte of gaan ons nou een saam snoer? Ek gaan vir jou die basies wys. Waar jy begin met jou loof. So follow me, I'll be right behind you. Met jou loof van daardie kant, dat jy begin te sny. Kan ek myne, hoe moet ek nou besluit? Moet ek hom langer hou? Hoe besluit jy nou oor die dinamiek? As jy nou kyk, hier gee ek hom 'n bietjie beweging aan een kant. Onthou net, jy gaan hom met korter sny. Enige iets wat in die watervlak is, moet jy jou blare verwyder. Okay, ek hoor jou. Want dit veroorsaak bakterie wat groei en dit is wat jou blomme vinniger laat afgaan. Wat ons nie wil hê nie, glad nie. Blomme het natuurlik ook 'n baie lekker simboliek, nê? Is daar seker blomme wat 'n mens eerder maar jy weet moet vermy wanneer dit nou kom by spesifieke geleenthede? Jy sal beslis nie geel rose vir 'n meisie gee met Valentynsdag nie. Want dit beteken mos nou net vriendskap. Vriendskap, dit is heeltemal reg. En ons glo dat jou blomme sê vir jou, jou boodskap word oorgedra in die blomme. Dis baie waar. Daar gaan jy bietjie laer moet gaan. Moet ek laer moet sny? Jy gaan moet laer. Kan ek hom net vou nie? Hoe nee, jy kan nie vou nie, want dan gaan nie blom, jy gaan nie water drink nie. Nou sny ek vir jou. Reg, juffrou, wat nie reg is nie. Nee, maar jy moet my, is dit nou genoeg? Wanneer weet ek is te veel van dit of te min van daai? Jy maak jou eie prentjie. Daar is nie iets wat sê dis reg of verkeerd nie. Ons gaan 'n bietjie van die eukaliptusblare. Jy sien daar kom nou 'n kleur so 'n bietjie in. Jy weet net om hierdie wit kleur half te breek. Jy sien nou wys ek nie vir jou nie, maar ek doen jou ryke. Dink jy dis reg? Nee, maar kyk, ek het nou al jare wat ek gesien het hoe jy dit doen. As ek nou die blommetjies daar by jou bestel en goeders, is mooi hoe jy die kleur inbring. Okay. Nou doen jy dit. Nou kan jy sien jy al klaar dat jy lekker fondasie. Prachtig. Jy kan 'n bietjie van die Lizamagia vat. Die wie? Lizamagia. Lizamagia. Dit klink amper soos 'n maagaandoening. Jy sien, dis waar ek het gaan verloor. As iemand vir my kom sê ek soek hierdie en ek soek daai, is 'n gemagia. Dit is amper soos my woord van vanoggend. Dis hy. Sien jy daar het jy klaar 'n bietjie beweging. Okay, ek gaan dit so doen. Gaan hom hierdie kant insit en daai netjie so insit. Kyk net daar. Lê bietjie daai kant. Lê bietjie so, maar dis jou eie ontwerp. Ja. Jy mag nie afkyk nie, Beatrice, hierdie is myne. Ek sal nie, ek beloof. Nou, om net terug te gaan na die simboliek toe, daar is baie lande, soos in Europa en in Asië, wat jy nie vir hulle krisante gee nie. Glad nie? Nee, glad nie. Want dit is, hulle assosieer dit met dood. O, gonna, ja, dit wil ou nie hê nie. Dan het jy die Chinese, wat jy glad nie vir hulle 'n geel of 'n wit blom gee nie. Soos in Noord-Holland nie? Ook glad nie. Dit is ook assosiasie met dood. So is ons as Suid-Afrikaners redelik maklik. Ons is baie maklik. Ek moet ook sê, ons Suid-Afrikaanse mans weet wat baie van hulle vrouens vind. O, regtig, nee? Dis hy.
Ons het 'n kliënt wat met Valentynsdag het hy besluit hy wil net vir sy vrou gipskruit gee. Ja? Met Lysianthus wat Hoe gaan nou nou te werk om nou jou blomme so lank as moontlik in 'n rangskikking vars te hou? Is daar blomme waarvoor jy eerder moet, ons het nou gesê van weg moet bly, maar weet hoe jou blomme ook langer vars by die huis? Eerstens, jou houer moet baie mooi skoon wees. Geen vuiligheid, niks in nie. Jy kan hom met jik voor die tyd was. Skoon water. Jou blare wat in die water is, moet uitwees. As jy kyk na daardie pot, is daar glad nie water. Ek sien. En blare in die water nie. En dan plaas jy dit nie direk in sonlig nie. Glad nie. En wanneer dit warm is, wanneer ons sulke warm dae het, is ons almal baie lief om die vensters oop te maak in die huis en die deure, sodat baie warm trek deur jou huis. En dit wil ou nie noodwendig hê. Hy droog jou blomme uit. En dan is dit nou 'n bietjie werk waar jy jou blomme uithaal. Ja. Mooi saamvat. Jy vat jou water, jy gooi dit uit en jy sit vars water in. OK, terug by ons rangskikking. Hoekom kies jy tans wat jy kies? Hierdie is die pragtigste langsteel rose. Hulle is? Ja. Hulle naam is Eunice Ann. Pieter en Eunice Ann saam met Beatrice Archer. Daar het jy dit. Gee haar 'n roos. Maar ek die moet blomme wat ek gekies het, hulle moet mooi feature. Ek moet sê ek hou van 'n geel roos, want hierdie is nie net pragtig en in seisoen nie. Dit is ook die vriendelikheid wat my kollegas uitstraal teenoor ons gaste en ons gaste natuurlik kom en sê, "Dag, maar ek vir jou rangskikking vir." Dis hy. Die rooi rose is almal uitverkoop na verlede week se Valentynsdag. Baie beslis. O, jy sit loks by mekaar. Kan ek myne? Ek groepeer hulle by mekaar. Dit is meer 'n nuwe trend. OK, dan doen ek dieselfde wat jy doen. Ek wil daai net 'n bietjie langer. Hy gee elke blom. Ek moet sê ek hou ook nog altyd van 'n lelie. Lelie lyk ook vir my al. Ja. Nou, dis mos 'n lelie, né? Jy wou vroeër weet oor die blomme. Kyk, ek volg nou wat jy doen, maar ek is net te bang ek meng te veel kleure. Dit wil hy ook nie doen nie. Nee, jy werk in pastelkleure, so dit gaan heeltemal reg werk. Jy het vir ons al die pastelkleure blomme. Ek het vir jou al die pastelkleure blomme gebring. Ek het dit vir jou makliker gemaak. Baie dankie. Ag, jy's ou staat maak. Wanneer jy blomme koop jy nie 'n oop blom nie. Want dit moet oop 'n toeblom. En die rede daarvoor is jy wil hê die persoon wat die blomme ontvang moet die skoonheid hê van die blom wat verander. Wat elke dag. Hierdie ruiker hier sal môre anders te lyk. Want jou lelies maak oop. Wat is die lewensduur van 'n ruiker nou soos daai? 'n week, 2 weke as jy nou alles doen en hom mooi oppas. As jy alles doen en jy kyk goed na hom, gaan hy ten minste 10 dae hou. Jy sien. Wanneer net soos met jou vrugtebak. As jy piesangs het wat besig is om af te gaan, hulle is te ryp, dan haal jy hom uit en jy gooi hom weg. As dan nou hier 'n blom is wat 'n bietjie verwelk, sê een van hierdie spruirosies, dan haal jy hom uit. Hy gee gas af wat die ander blomme ook laat verwelk. Beatrice, hoekom hou jy van dit wat jy doen? Hoekom is blomme vir jou so na in die hart? Ek het groot geword in 'n bloemiste. So jy kon nie anders nie. Ek kon nie anders nie. O, nou steel jy my blomme. Nee, wag hierso. Ek wou vir jou knip. Wag, jy het my blomme mos hierdie kant gesit. Jy mag daar vat, jy mag. Ek hou baie keer moet ek nogal vir jou sê, hierdie is vir my ook mooi. Net so bosblomme, sonder fiteriasies en dinge. Dit kan ook mooi lyk. En dan wonder ek altyd, hulle praat van jip. Jip is nie altyd noodwendig mooi saam met enige bosblomme of. Jip is nie altyd nodig nie. Maar jip het so trendy geword dat daar veral onder die jong mense koop hulle net 'n bos jip. Jip is net soos jy daar sê. Hoor, hierdie is vir my baie lekker en so baie dankie dat jy vanmôre hier by ons ingeloer het. Ek weet nie of hierdie enetjie van my te koop aangebied sal word nie, maar op my lesenaar sal hy vir my nogal redelik mooi staan. Hy sal baie mooi lyk. Jy het mooi groepeer. Van daar af lyk die dimensies mooi. Dis hy. Kyk, dit is pragtig. Beatrice, baie volgende Valentynsdag dink ek kan jy vir my kom help. Ek gaan verseker dit kom doen. Ek sal graag so 'n bietjie, so uur of wat. My vrou hou baie van blomme en goeters en sy het ook 'n baie lekker touch, so ons gaan vir jou kom kuier. Nou ja, toe, bly jy net waar jy is. Kyk net hoe lekker het ons blomme gemaak vanmôre.
comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Daarin raser, as die lug verwarmer. En ek sukkel te staan, ek skreeu dan, bitter man. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Die bekroonde verhoogproduksie Annie en Helen wat reeds uitverkoop is by feeste soos die Klein Karoo Nasionale Kunstefees en die Suidoosterfees is vir slegs 6 vertonings by die Fairtree Atterbury Theater. Ek gesels nou met die formidable aktrise Sintyn Skutte oor die aangrypende produksie wat gebaseer is op die ikoniese verhaal van Helen Keller en haar onderwyseres Annie Sullivan. Baie welkom Sintyn, is regtig vir my 'n voorreg om vanoggend met jou te kan gesels. Baie dankie, dit is my so lekker om by julle te kuier, dit is my eerste keer, so ek voel geëerd, dankie. Nou, ek wil sommer met die deur in die huis val en vir jou vra, moet ons onsself voorberei vir 'n ware tranetrekker? Wat presies kan ons van hierdie produksie verwag? Weet jy, ek dink, wat so wonderlik is van teater is dat mens veral nie met vooropgestelde idees kan kom nie. Natuurlik, dit is 'n tranetrekker, maar ek dink vertrou jouself om te weet dat jy miskien gaan lag, jy gaan miskien jouself raak sien. Ek dink dis die wonderlike ding van teater. Jy gaan sit in daai auditorium met jouself en julle hou 'n speel vir ons op, ons hou 'n speel vir ons of vir julle op. Dit is 'n tranetrekker, maar ek dink omdat ons so baie al gespeel het, is daar verskriklik baie mense wat lag ook. Daar's bietjie humor, daar's bietjie drama, maar op die einde van die dag is dit so 'n mooi storie. Dit is 'n ware storie en ons is baie geëerd om dit te vertel. Nou hierdie verwerking fokus meer op een van die karakters se verlede en dan op die ander karakters se gesin. So wat is van die nuwe of verrassende insigte wat ons in hierdie weergawe oor die karakters leer?
Wel, ek dink meeste mense weet wie Helen Keller is en waar sy vandaan kom en haar storie. Wat 'n ongelooflike vrou, maar ek dink baie min mense weet wie haar gehelp het en wie haar onderwyser was. En dit is Annie Sullivan, die karakter wat ek speel. Ek bedoel, voordat ek hierdie rol gekry het ek nie baie van Annie Sullivan geweet nie. En Annie Sullivan en Helen Keller het hulle hele lewe saam spandeer op so 'n punt dat hulle langs mekaar begrawe is, en dis 'n ongelooflike storie van onderwyser en leerder, maar hoe hulle vir mekaar onderwyser en leerder is. As jy die stuk kom kyk, sien jy waar Annie Sullivan in Helen Keller se lewe inkom en haar leer en op daai breekpunt kom waar sy kan begin woorde spel, waar sy kan besef dat 'n woord en 'n ding is dieselfde ding. En dan natuurlik sien jy ook haar gesinlewe, Helen Keller se gesinlewe, en hoe sy tot op daai punt gekom het waar die wêreld van woorde vir haar oopgebreek is. En ek dink daai verhouding is wat dit so 'n merkwaardige storie of produksie dan ook maak. Maar Judy Hutton, wat Helen vertolk, of die rol van Helen vertolk, het ook die Kanna vir beste nuweling by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees gewen. Dit is die jongste akteur nog om die toekenning te ontvang. So hoe was dit om aan hierdie intense verhouding tussen Helen en Annie saam met haar op die verhoog te bou? Ja, Judy Hutton is 'n ongelooflike aktrise. Ek dink ons gaan nog so baie van haar sien. Sy het dit op die ouderdom van 13 gewen. So wat gaan ons nog van haar sien? Dit was vir my so ongelooflik om met haar te werk. Dit was my en Henny van Greenen, die regisseur, baie belangrik om 'n verhouding met Judy te vorm. So ek en sy het vir 'n week alleen repeteer. Ons het die taal probeer vind tussen die twee. Ons het vir Judy vir ure geblinddoek en haar in 'n spasie ingegooi met haar gewerk en hoe om hierdie verhouding tussen hierdie twee karakters te vorm. So ons het baie lank alleen gewerk en toe kom die res van die geselskap vir die 4 weke repetisie. Dit is vir my so ongelooflik om elke keer as ons na 'n fees toe te gaan en ook nou, ek is eintlik nou na 'n pad repetisies toe, om elke keer te sien hoe Judy groei en hoe sy net alles bring, en dit maak my 'n beter aktrise om saam met haar te werk. Dit is my ongelooflik spesiaal om te sien hoe sy net totaal en al in Helen se skoene inklim en haar alles gee. Ons het ook al die leksheid gehad om vir soveel gehore te speel, onder andere 'n baie spesiale vertoning laas jaar by Woordfees vir 'n dowe gehoor. En dit was so ongelooflik om na die tyd te hoor ook van die gemeenskap wat regtig saak maak, hoe hulle net in Helen se wêreld ingeklim het, 'n wêreld wat so donker is, maar op die einde van die dag soveel lig gebring het vir soveel mense. Nou die produksie wys ook hoe taal letterlik bevryding beteken. Wat het hierdie rol jou persoonlik oor iets soos kommunikasie, waardigheid en menswees geleer? Ek dink Annie Sullivan het vir my geleer van geduld, geleer van deursettingsvermoë, geleer nie net Annie nie, maar Helen Keller, van 2 vrouens wat uit hulle situasies heeltemal gestyg het, en dit het my geleer dat geen nie om in wat se situasie jy is en jy kan die beste daarvan maak. Die wêreld is regtig jou oester en jy kan soveel lig bring in 'n wêreld wat donker is. Want ek bedoel, Annie Sullivan self het ook 'n probleem met haar sig gehad toe sy baie jonk was, en dit het haar geïnspireer om met kinders te werk, om die les vorentoe te sit dat jy kan lig bring in 'n wêreld. En taal is so belangrik op soveel forme, en partykeer vat dit 'n bietjie langer vir jou om daar uit te kom, soos met Helen Keller, maar kyk vir haar, sy was universiteit toe, sy het 'n boek geskryf, sy het uit haar omstandighede gereis en sy het die beste daarvan gemaak. So ongelooflik baie geduld, deursettingsvermoë, en niks is onmoontlik as jy net jou kop op 'n blok sit en daarvoor gaan nie. En dan natuurlik die vriendskap tussen hierdie 2 vrouens is my so mooi. Absoluut. Die tyd het ons ingehaal. Ons het 20 sekondes oor, maar ek wil vinnig vra, is daar nog kaartjies oor vir die vertoning by die Atterbury Theater? Daar is, dis besig om baie vinnig uit te verkoop, so Gautengers julle beter spring. Ons sal ons kaartjies kry. Sintyn, baie dankie vir jou tyd. Jy's ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Ons kuier nou weer verder.
ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Ek kuier nou met Armand en Andrea Espach van die Dio Skemer en hulle is hier om te gesels oor hulle spiksplinternuwe enkelsnit. Wat is dit? Stroom? Stroom op. Stroom op, stroom af, stroom op, stroom af. Net stroom op, Pieter. Luister, ek moet net altyd seker maak, want ek weet nie of dit nou Dinsdag of Dinsdagsdag is nie. Vanoggend is net nie my dag nie. Maar ek is so bly julle is hier. So, hoe gaan dit met julle? Met ons gaan dit baie goed. Ja, altyd goed, altyd lekker om saam met julle te kuier. Ek het julle laas keer gesien toe ons by Hartbeespoortdam iewers met 'n funksie gegoue ding gedoen het. Ja, by die oewer. Steve show, ja. Ja, en Steve was daar so en toe het julle so tydens skemer die verhoog gevat. 100%. Of het julle afgeklim tydens skemer? Ek kan ook nie onthou. In ons tuisdorp. Hoorie, so stroom op gaan oor om mekaar te kies, selfs al gaan die lewe teen julle beweeg. So is dit maar eie ervaring of het julle nou maar so ook mense wat julle raakgeloop het en gesê het, wel, dis hoe ons die dinge beleef en toe sê julle maar hier's 'n liedjie. Jong, dit kan maar baie keer stroom op gaan. En 'n huwelik is nie altyd maklik nie. Ja, dit lyk maklik op kamera en So Emile het hierdie liedjie geskryf en dit het toe nou net heel toevallig so perfek in ons lewe ingeval. Ons is getroud en soos ons nou sê, dit is nie altyd maklik nie, maar jy moet kies elke dag om daai persoon lief te hê. So ek dink hierdie liedjie pas perfek by ons. En is daar meer uitdagings omdat julle in dieselfde bedryf is en julle, ek meen dieselfde passies en goeders deel of is dit nie net altyd maanskyn en rose soos hulle sê? Daar's baie uitdagings. Kyk, as man en vrou om saam te werk elke dag is nie baie maklik nie, maar ons het 'n baie goeie struktuur wat werk vir ons. Ek met die studio wat ek ran en sy ran Skemer.
Admin. Ja, admin en sosiale media. So ons bly uit mekaar se hare. Ek hoef nie te vra wie werk vir wie nie. Ek werk nou nie meer vir Skemer nie. Ek sing nou maar net saam. Daar is hy. Julle sê ook hierdie liedjie gaan oor liefde, deursettingsvermoë, samewerking. Hoe sien julle tans hierdie tema ook in julle lewe, jy weet, in verhouding? Ek dink dit is baie belangrik vir ons om te kan saamwerk en om mekaar te kan verstaan en ook mekaar se boundaries te respekteer op die einde van die dag. Het ons boundaries. So nou en dan moet daar iewers iets inkom. Nee, maar ons werk baie lekker saam en soos hy sê, ons elkeen ken maar ons plek hier, dit werk net van die begin af. Nou toe, voordat ek die spoor heeltemal voordat ek ontspoor en ook 'n nuwe liedjie vir julle. Hier is 'n Skemer met Stroom op. Net so 'n ou lusmakertjie vir jou speel, Stroom op van Skemer, amper sê ek is Skemer van Stroom op. Net 'n grappie. Hoorie maar baie dankie dat ons 'n stukkie kon deel met hom. Hy word nou eers amptelik môre vrygestel. Môre is die groot dag, ja. En hoe opgewonde is julle? Ons is baie opgewonde. Ek moet sê dit is 'n groot deurbraak in ons lewe wat ons nou doen. So ons is baie opgewonde vir die liedjie wat kom. Ja, en is lekker om 'n hele span agter jou te hê en almal wat so lekker saamwerk. Ons is so gewoond om alles alleen te doen. Hierdie is regtig amazing en ons kan nie wag vir die liedjie en vir die mense om dit te kan hoor nie. Dit gaan baie. Net so vinnig, waar het julle die musiekvideo opgeneem? Pragtig gedoen. Ons het geshoot in Modderfontein en Gerdwan het die musiekvideo gedoen. Dat was 'n lekker ervaring geweest. Ja, baie. Ek sê ook less is more. Dit is net so lekker en ook kan lekker konsentreer op julle twee en julle bietjie beter leer ken. Gepraat van beter leer ken, Andrea, slaat jy nou 'n bietjie die ukulele of leer jy jouself hoe werk dit? Ek probeer. Ek dink ek irriteer meer vir Armand as enigiets anders want ek dringe die hele dag. Lekker lang. Wel, dit kon 'n banjo gewees het. Dit kon erger gewees. En hoe gaan dit? Ek meen, jy sê nou dit irriteer hom dalk, maar kry jy dit onder? Hy gaan lekker en ek moet sê, ek wou nog altyd gitaar speel en ek het myself nog nooit so ver gekry nie, maar as jy eers begin met die ukulele, is dit nogals makliker om oor te skakel na die gitaar toe. So ek beplan om hom nou deel te maak van die show. Dink ek kan hom nou lekker bemeester. Armand, maar dis pragtig. Jy wil lekker lag vir haar, maar ons geniet jou TikTok video's. Dis ook altyd lekker snaaks en lekker mal. Ja, ons probeer maar die alledaagse comedy in ons huwelik uitbeeld want dit is hoe dit gaan in ons huis. Met elke dag se struggles. Ja, en ek moet sê dis nogal ek was baie teen video's gewees. Hy glad hier af. Dit om op kamera te wees. Ja, en dit sê my nou oortuig om die video's te maak. Ek moet sê is nogals lekker. Nee, lekker dit. Hoorie maar baie dankie vir die lekker musiek wat julle maak. Ek hoop ons kan sommer eersdagse geleentheid kry om weer saam te kan werk, eerder as net saam te gesels. Kyk uit vir 'n nuwe liedjie. Stroom op en dis Skemer. Ongelukkig alwaarvoor ons tyd het. Die son het aan hierdie kant gesak vir nou vir hier. Ons is môreoggend weer terug met ons hoogtepunte. Lekker dag. As die lug verwarmer en ek sukkel om te staan, ek skreeu dan bitter man verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home.